En ons as mens praat baie keer in swakheid en in woede. En dan spreek ons goed oor onsself, oor mense om ons, sonder dat ons weet wat ons sê. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En nou baie keer raak ek vir my vriend kwaad, of ek raak vir my vriendin kwaad, of ek raak kwaad vir my man, of my vrou, vir my kinders, vir my ouers, en in 'n oomblik van woede sê ek, ag man, vlieg nou. Wat sê ons eintlik? Ja. Jy sien, dit is klein dingetjies wat 'n groot impak het. Een van my kosbare vriende waarvoor ek baie lief is, ons stap al 'n baie lang tyd saam. Hy is gebless met 3 pragtige dogters. En eendag kyk ek sy status en hy het hierdie foto van sy 3 kindertjies, sy orrelbytjies, en onderaan staan my 3 duiweltjies. En hy het dit met die mooiste hart bedoel. Ek bel hom en ek sê vir hom, ek wil vir jou net sê sterkte. Hy sê waarvoor? Ek sê nee, want jy het met die mag van die tong vir Satan toestemming gegee vir wanneer hulle hormone ontwikkel, dit gaan verander in demone. Sterkte. En hy snap. En hy besef, hy het eintlik 'n dood gespreek in plaas van lewe. Direk het hy dit verander en hy moes gaan bid en sê Here, ek kom kanselleer dit vir wat ek gesê het en onkunde. Dis wat ek vanoggend wil doen voordat ons begin met die diens. Ek wil vra die wat wil. Dis nie verpligting nie. Die wat wil, wat dalk bewuslik of onbewuslik 'n vloek uitgespreek het, dood uitgespreek het, oor iemand anders, oor homself, want dit gebeur. En jy moet onthou, jy wat hier sit vanmôre, het jou hand opgesteek en gesê, ek is 'n kind van die Here. En jy het net so groot bullseye op jou rug gesit. Die beste bullseye wat jy kan kry. Maar daar's een groter as die een wat in die wêreld is. Amen. Spreuke sê, dood en lewe in die mag van die tong. Ek wil vanoggend vir myself en elkeen van ons hierso bid, dat wat ons gespreek het in onkunde, dat Vader dit sal kanselleer. Amen. En in plek van dit sal lewe en lewe oorvloed. Amen. Johannes 10 vers 10 sê, Satan het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En dis waar ons stop, maar hy gaan aan. En Jesus sê, maar ek het gekom, dat jy kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Kom ons kanselleer die eerste gedeelte en ons vat 'n bietjie die tweede gedeelte. Lewe en lewe in oorvloed. Die wat wil staan, is meer as wat. Kom ons buig ons weer. En onze Vader, koning onmagtige, die God van alles, die skepper van hemel en aarde, die heerser bo alles. Vader, die woord sê, Satan sonder mag, sonder krag in die hemel gee. En alle krag en mag wat hy hier op aarde het, is wat ons as mens vir hom gegee het. Vader, vanmôre kies ons om alle dood, alle vloeke, alles wat onheilig is wat ons oor onsself en oor ander om ons, wetend of onwetend gespreek het, Here. En vra ons dat U met U mag dit sal doen. Vader, dat elke woord gaan op waterloos putte, in donker plekke, waar daar geen terugkeer van sal wees. Vader, hierdie holtes
hierdie leemtes waar daai goed gesit het in ons lewens, Here. Kom vra ons U dat U dit sal vul met U liefde en oorvloed. Amen. Yes. Lewe en lewe Yes, oorvloed. Lord. Hallelujah. Vader, selfs oor elkeen wat ons dit gespreek het, Here, dat hulle vanmôre 'n verskil in hulle lewe sal Yes. ervaar. Amen. Here, by U is alles moontlik. Yes. Hier waar ek staan, Ja, waar Vader. ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan ervaar, Yes. wil ek U loof en U prys, want ek weet Yes. dat U nou 'n verskil maak. Hallelujah, Vader. Ek weet dat elke hulp nou gevul is. Ja. Ek weet ons sal dit nou kan uitleef, ver bo menslike verwagtinge. Wat die God van vrede, wat die wêreld verstom, oor ons sal heers, Ja. as gevolg van die lewe wat U oor ons gespreek het. Ja. Dankie dat U elkeen van ons 'n naam in die palm van die hart geskryf het. Dankie dat ons 'n plek het. Dankie dat U aangekondig het, ons is U kind. Dankie dat ons na die troonkamer nou kan gaan, Here, om 'n woord van U te hoor. In Jesus naam. Amen. Neem gerus die sit. Amen. As daar iets groots gebeur, is al groot aanval. Amen. Amen. Ja. Die jong man is 'n en soos hy hier teen 'n bergpas afry, 'n pad wat hy elke dag van sy lewe ry, sien hy die waarskuwingstekens hier teen die kante. Maar hy ry, want hy kan ry. Hy's geoefen. Sy voertuig is een van die bestes. In Engels sê he's living on the edge. En hy gaan deur die draaie en hierdie afdraandes, die wat die Kaap ken en wat Natal ken, weet van 'n bergpas. Jy ry nie net nie. Jy's versigtig. Maar hierdie man is geoefen en hy kan ry. En soos hy deur die draaie ry, raak hy meer vertroud en meer selfvertroue in homself en in die voertuig. En hy's besig om die lyn te toets. En daar's een draai oor, net een. En as 'n haarnaal draai en hy's op hoë spoed en hy het hom. Julle weet mos daai driftgevoel wat jy kry, hy wil buite beheer raak. Maar hy het hom onder beheer. En net voor die draai weg het gaan, is daar los klippe op die grond. Op die ryvlak. En die kar begin so te tol. En hy's reguit op pad na aftraande. Sy lewe flits voor hom. En hy bereken dit om die deur oop te maak en uit daai kar uit te spring. En soos hy uit die kar uit spring, skuur hy op daai grond. In sy kar is hier teen die afdraande. Hy sien hierdie groot ontploffing en die vuur wat brand en sy hele liggaam is vol, die Engelse woord roasties, velle af, nerf af. En baie ongesteld met homself, staan hy op en hy loop teen hierdie bergpas op. En soos hy oploop, kom sy vriende familie verby. Maar hy laat sak sy kop. En een na die ander kar val van die berg. Maak dit sin. Ek meen, as ek en jy van 'n gewisse dood hier van die berg af geval het, en hier kom mense wat ons ken, gaan ons net vir hulle van die voorop inspring en sê, stop, hier's gevaar. Ja. Besef ons waarvan Jesus ons gered het.
Nou is dit stil. Besef ons waarvan Jesus ons gered het. Wie wat hulle woord hier so het, Lukas 16 vanaf vers 19, gaan ons 'n bietjie lees vanmôre. En ons ken die verhaal. Dit is die verhaal van die ryk man en Lazarus. Iets wat bekend is by ons almal. Lukas 16 vanaf vers 19. Is almal daar? Gereed? Ja. Kom ons lees 'n bietjie. En daar was 'n ryk man en het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poorte gelê het. 2 versies, 2 dinge wat ons klaar moet besef. Die ryk man het nie 'n naam nie. Ja. Lazarus het 'n naam. Wanneer kry ons 'n naam? As ons harte veredig. Kyk die verskil tussen hierdie 2 mense. Groot verskil in 2 versies. Iets om nie mis te kyk nie. Ons gaan verder. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel afgeval het. Maar selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy sy oë ophef, en toe hy doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy sy. Kyk, wacht bietjie. Een is begrawe, een is weggedra deur engele. Nou, dis 2 verskillende plekke. 2 verskillende plekke. Hy gaan verder, toe die ryk man ook gesterwe en begrawe en toe hy sy oë oop het. Jy kan sien aan die ander kant. Jy kan sien, en jy kan wat sien? Terwyl hy in smarte was, daar gebeur iets met jou, jy's in smarte, maar jy kan sien, jy sien Vader Abraham en vir Lazarus. So geliefdes, maak nie saak aan watter kant jy van hierdie lyn is. Die geliefdes aan die ander kant, gaan jy kan sien. Jy gaan hulle ken. En hy sê, so aan die ander kant kan ons praat. Dis erg, geliefdes. Besef ons waarvan het God ons gered. Die mense aan die ander kant ly smarte. Jy kan sien, jy kan ander uitken, jy kan praat, jy kan hoor. Net so verloos. Hierdie is nie die hel nie. Dis nog net die doderyk. Dis nie die hel nie. Dis die doderyk. Dit is nog nie by die oordeelsdag. Hades, dis die deur voor. Kom ons gaan aan. En hy roep, daar praat hy weer, en sê Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlamme. Hallo? Ek ly smarte in hierdie vlamme. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy dat jy goeie dinge in jou lewe ondervind het, en ook so het Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Geliefdes, die
slegte dinge wat ek en jy in ons lewe het vandag, ons gaan getroos word. Amen. Halleluja. Woord sê so. Amen. Moet dit nie mislees nie. Ons gaan getroos word. Die woord sê dit vir ons. En by dit alles deur tussen ons en julle is 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat van daar is oorgaan na ons ook nie kan oorgaan nie. Daar's 'n groot kloof tussen die doderyk en die paradys. En maak nie saak aan watter kant jy is nie, jy kan nie iemand anders gaan haal nie. Hierdie kant kan ons kies vir wie ons wat sê, om hom aan die regte kant te kry. Ons kan lewe soos Jesus, dat die volgende persoon saam met ons in die paradys is. Amen. Of ons kan lewe dat iemand God haat, want ons is 'n swak ambassadeur. Kies om nie Jesus te aanvaar. Dis die keuses. Maar as ons so asem uitgeblaas het, is dit vanaand verby. Vers 27. En hy sê, ek bid U Vader, om hom na my Vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Jou gewete is lewendig in die plek van smarte. Dit is so lewendig dat hy weet sy 5 broers is besig met die verkeerde dinge en hulle is reguit op pad. Dan is dit te laat vir jou om met jou 5 broers te praat. Om met jou 5 sissies te praat. Om met jou familie en vriende te praat. Om met die een te praat waarvoor jy lief is. Dan is dit verby. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister hierso. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode uit na hulle sal gaan, sal hulle bekeer. Bekeer, dit is die voorwaarde om nie na die doderyk toe te gaan nie. Maar staan dit, bekeer jou. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al staan iemand uit die dood uit. Weet julle waar is dit? Ons staan voor Paasnaam. Wat het gebeur Paasnaam? Jesus het uit die dood uit opgestaan. Tot vandag toe staan mense wat nie na dit luister. Amen. Dis wat hy hier sê. Al staan iemand uit die dode uit op. Girls, geliefdes, sissies, jongelinge. Waarvan het Jesus jou gekry? Kan jy vandag stil bly oor jou verlossing? Jy weet vandag waar was jou bestemming. Luister mooi, in sonde is jy gebore. Jy is nie bekeerd gebore nie. As jy in die kerk gebore word, beteken dit nie jy's 'n kind van die Here nie. Want dan as ek in die Ferrari garage gebore is ek 'n sportmotor. Ja, dit is. Ons moet realisties hieroor wees. Dit beteken nie omdat jou ma en pa die Here gedien het, jy gered is nie. Ek en jy moet kies. Ons moet bekeer. Kort, eenvoudig gestel. As jy nie Jesus het nie, gaan jy smart bely. As jy Jesus het, en jou motor het van die berg afgeval, en daar in vlamme gebars,
Jy loop op al hierdie stukkende plekke van die leeu wat jou geslaan het. Het jy 'n keuse om vir iemand te vertel van Jesus? Doen ons werk? Dis die vraag. Wanneer is dit nou genoeg om vir iemand te vertel van Jesus en vir mense te bid? Dit het 33 jaar gevat vir die Here om my te lei, om my tot op 'n plek te bring, waar ek tot inkeer kom. As mense in ons lewens, wat vanmôre nie die Here dien nie, en ek en jy het al opgegee, sê, laat maar gebeur wat gebeur. Hy wil nie luister. Geliefdes, ons is gered deur genade. Amen. En daai selfde genade, wat vir hom of vir haar daar staan en wag. Maar ek en jy is die ambassadeur. Ons is die een wat hom moet vertel van Lukas, se storie van Jesus, van Lazarus en die ryk man. Ek wil vanoggend begin het om vir almal te groet in Zulu, en 'n paar versies in Zulu te lees. Sanbona is ongeveer kaya kale, jo kala opvoerde onkobaba ons Is daar 3 mense wat gaan weet wat ek gaan sê. Het julle gegroet en gesê ons gaan lees uit Psalm 30. Dit is hoe dit van mense klink, wat in die wêreld leef, as jy van Jesus praat. Hulle verstaan dit nie. Dis 'n vreemde taal. Maar as ek en jy doen, ons leef die Here, is dit soos 'n vuur wat ander aansteek. Amen. Dit is die boodskap se titel van môre. Steek die vuur aan. Maar ek en jy kan nie gaan en vuur aansteek as ons nie aan die brand is nie. Ja, amen. Die prentjie wat ek gister uitgestuur het, sê dan nou daar's 'n ry vuurhoutjies en daar's een vuurhoutjie wat gebrand het. As hy nie gebrand het, kan jy maar teen daai vuurhoutjies gaan druk, dit sal geen invloed hê nie. Maar as hy brand, as daar vuur is, kan jy maar op druk. En die volgende ene gaan aan die brandsteek. Daar is nie 'n mag sterker as die mag van God. Amen. Amen. Julle weet waar die woord dynamiet vandaan kom. Die woord dynamiet is die dynamos se krag. Dis die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En die woord sê dit is dieselfde krag wat in my en jou is. Halleluja. Gaan gooi gou die dynamiet stokkie agter en gaan kyk hoe lyk daai wêreld daarna. Hy sal nooit weer dieselfde wees. Nooit weer. Dit is in die krag wat in jou is, geliefde. Sit jou voet neer en sê Satan tot hier toe en nie verder. Amen. My geliefdes sal saam met my in die hemel wees. Amen. En jy gaan nie meer aanval. Daai war room fliek, weet jy nie dit al gesien het, kom op jou knieë en beklei vir jou huwelik. Beklei vir jou geliefdes. Beklei tot die bloed uit jou knieë uitloop, maar ons gaan nie moed opgee oor die volgende een. Amen. Staan op, want jy het 'n erf, jy het 'n erfporsie gekry. Lukas 15. Julle ken die verhaal van Lazarus. Ekskuus, van die ryk seun, die verlore seun. Julle ken die verhaal. Hy het sy geld gevat by sy pa en hy het dit gaan doen alles wat hy gedoen het. Luister hierso, vers 18. Ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen U en die hemel. Ek
Ek is nie meer waard om die seun genoem te word nie. Maak my soos 'n huurling. Het al iets gebeur? Niks. Want hy daar in die varkhok gesit en by homself gedink en gesê, ek sal na my Vader gaan. Totdat hy opstaan en loop, en daar niks gebeur. Maar toe hy opstaan en loop, en hy het opgestaan en na sy Vader gaan, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien en hom innig jammer gekry. Kom my prentjie dink, jy weet, hier loop jy na jou pa se huis toe, van ver af, en hy kry jou jammer, daai tyd het hulle rokke gedra, hy het seker sy rok so gevat en opgetel, en gehardloop en sy seun gaan haal. As ek nie by die Here uitkom, dan sien hy ons van ver af kom, en hy het ons innig jammer gekry. Kom aan, luister hierso. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemele en voor U, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die kleed. Ek sien terwyl die seun in die wêreld was, terwyl hy die dinge gedoen het, het Vader gegaan en hy het vir my en vir jou 'n kleed gaan maak. En hy het hom daar in die kas gaan, jy weet, hy gaan daar na die tailor toe oor werk en hy sê, o, my seun het 'n kleed nodig. Maar kan ek hom gou meet? Hy sê nee, my ander seun. Hy sê nee, maar daai seun is weg. Hy sê nee, maak vir hierdie seun 'n kleed. En sy pa het die grootes van sy skouers geken en die grootte van sy liggaam geken om hy kleed te maak, al was die seun wil. Luister verder. En trek dit vir hom aan en gee 'n ring vir sy hand. Die pa was daar na die goudsmid toe en gesê, maak vir my seun 'n ring, hy moet so groot wees, hy moet die familie wapen op hê. As hulle my seun sien met die ring aan sy hand, moet hulle weet, dis my kind. Amen. Hoe die seun wat by is? Nee. My seun wat op ver is. Terwyl ons ver is, het Vader vir ons goed voorberei. Hy gaan verder en hy sê, en gee vir hom skoene vir sy voete. Vader het vir jou 'n stel skoene gemaak. Dan bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Daar sal 'n bruiloft wees. Amen. As jy nie vandag 'n storie het om vir iemand te vertel nie, is jy doof. Dan het jy nie gehoor nie. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewende geword. Hy was verlore en is gevind. Maar daar gebeur iets. Jy sien die oudste seun kom by die huis. Die oudste seun is kwaad. Want hoe kan pa nou vir hierdie kamp gee? En hy sê daar so, ek quoteer dit nou net, Vader het nooit eens vir hom 'n bokkie gegee om saam met sy vriende te gaan. En hier is die kruks van die saak vir vandag. Die laaste vers sê, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd weer by my, en wat myne is joune. Ons sit in die kerk vandag, en ons is by Vader, maar ons eie nie ons erfporsie op. Ek sien daai seun was verlore, en hy het teruggekom met 'n ring gekry, met 'n kleed gekry, die vetgemaakte kalf is geslag. Alles wat daai seun gekry het toe hy homself bekeer het. As jy hier gesit vanmôre en jy het bekeer, weet jy dit reeds ontvang. Jy het 'n kleed. Jy het 'n familie, jy het skoene en die vetgemaakte kalf is al reeds geslag. Maar jy opgedaag.
het jy opgedra. Matteus 28 sê, gaan dan en maak disippels. En gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En kyk, ek is met julle tot die volbringing van die wêreld. As jy daai erfporsie kan verantwoord. Maar as jy uitstap met autoriteit, met 'n kleed aan, met 'n ring, met skoene aan wat God vir jou gestuur het, stap jy met autoriteit. Jy sien, want as iemand daai ring gesien het, met daai familieteken op, het hy besef, hy is van die royal family. Amen. Guess what? Jy is deel van die royal family. Amen. Dra jou ring met trots. Dra jou kleed met trots. Amen. En gaan verkondig die woord van God. Want ek het vandag die woord uit vir jou gewys, waarvan God jou gered het. Jy kan hoor, jy kan sien, jy kan praat, jy kan uitken uit die plek van smarte. Dit is die deur van die hel, die voorportaal. Dit is nie die hel. Bekeer. 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 Vertel vir die wat jy lief is. Want as ons in smarte sit, of ons sit by Vader Abraham, ons kan nie terug. Jesus het opgestaan, en dis die wat ons glo. Amen. Maak dit sin. Amen. Harde woord om te hoor vir ons. En nodige woord. Sien toe ek my hart vir Here gegee het. Die Here vir my 'n som in my hart gegee. Ek was dood, ek het nie geleef nie. Ek het Woensdag aand hier by die bidtuur getuig. Die dag as ek tot sterwe kom, is daar 'n liedjie wat hulle moet speel op my liggaam. En dis my lied. Dis die een wat ek leef. Dit is die een wat my beskryf. En ek wil hom vanoggend vir elkeen van julle speel. Dalk steek dit 'n vuur in jou hart om weer 'n lied te hê. Want ons het ons erfdeel ontvang, maar ons het nog nie die momentum gekry. Kom ons kry vir die lied as hy gaan speel.